Het jy ook al ergens in die lewe gesukkel om te glo? Iets te glo, miskien weet jy byvoorbeeld jou kinders het jou lief, maar jy voel nie geliefd in hierdie oomblik nie. Ek weet my vrou het my lief, maar dalk voel ek nie geliefd in hierdie oomblik nie. Miskien weet jy dat jy 'n blink en 'n goeie toekoms het, dis wat die Here vir jou wil hê, maar op hierdie oomblik sukkel jy om te glo dat dit wat die Here sê oor jou lewe waar is. Nou dis die realiteit waarmee ons elke dag stoei. En vandag wil ons 'n gebed van verklaring doen. Ons gaan begin om die waarheid te verklaar. Ek wil jou help, ek wil dit vir jou leer. Ons gaan nie net verklaar wat ons voel nie, ons wil verklaar wat die woord oor ons sê. Ons wil nie net verklaar wat ons om ons beleef en wat ons dink logies is met ons logiese denke nie. Ons wil verklaar wat die woord oor ons sê. 1 Korintiërs 2 vers 16 verklaar die Bybel dat ons het die denkwyse van Christus. Dieselfde denkproses, dieselfde manier van dink, dieselfde liefde, dieselfde medelei, dieselfde vertroue wat Jesus gehad het, behoort aan my en jou. Selfs as ons in hierdie oomblikke in ons denke partykeer verdwaal of ongeloof het of twyfel het in die waarheid, miskien het ons gedagtes waar ons angstig is, gedagtes wat dwaal of onduidelik is oor ons toekoms. Steeds sê die Bybel, laat hierdie denkwyse in julle wees wat Christus sinne is. En dis die waarheid. Ek wil hê jy moet jouself voorstel dat jy laat gaan van jou eie gedagtes, laat gaan van jou eie idee van jou lewe. En ek wil hê jy moet laat gaan van die manier hoe jy voel oor jou denke, jou denkwyses, jou gedagtes, en stel jouself voor dat jy vashou aan die gedagtes en die denkwyse van Jesus. Ja, ek wil jou vra, miskien is die fisiese gebaar, help jou dalk. Vat jou hande en sit dit op jou kop en verklaar dit saam met my. Sê dit, ek het die denkwyse van Christus. Ek het die denkwyse van Christus. Nog 'n derde keer, ek het die denkwyse van Christus. Ek wil jou lei in nog 'n paar verklaringe en ons gaan dit 3 keer saam verklaar. Terwyl ons dit sê, stel ons onsself voor, ons visualiseer dit, ons sien Jesus, dat hy sy lewe in die hemel begin het en dat hy aarde toe gekom het. Hy het pyn hier beleef net soos ons, maar dat hy geweet het dat pyn wat ons hier op die aarde beleef is tydelik. Hy het vasgehou aan 'n hoër realiteit, die realiteit van die hemel. So kom ons verklaar dit saam met my. My gedagtes is vol van die realiteit van die hemel. My gedagtes is vol van die realiteit van die hemel. Nog 'n laaste keer. My gedagtes is vol van die realiteit van die hemel. Kom ons verklaar nou, ek sien mense soos Jesus hulle sien. Miskien moet jy dink aan iemand spesifiek wat nou by jou gedagtes opkom, miskien 'n kollega, 'n medestudent, iemand wat jy dalk mee verskil. Maar verklaar dit saam met my, ek sien mense soos wat Jesus hulle sien. Ek sien mense soos wat Jesus hulle sien. Jesus, soos wat ons saam met ander gelowiges vandag hierdie verklaringe maak, dat u denkwyse ons denkwyse is. Here, wil ons saam kom staan op u woord, wat u sê oor ons. Here, dit is die waarheid, nie hoe ons voel nie, nie wat ons omstandighede sê nie, wat u woord sê, dit is die waarheid. Here, ons kom nou en ons dankie vir u denkwyse. Ons vra, Here, dat ons gedagtes dieselfde sal wees soos u gedagtes. Kom vul ons gedagtes. Kom vul ons gedagtes, kom herinner ons, Here, wie ons is. Here, ons wil nie van hierdie gebedstyd af wegloop en teruggaan na ons ou gedagtes toe, ons gewone denkwyses toe nie. Here, help ons om hierdie dag in te gaan
met u gedagtes. Dankie Jesus, dat ons realiteit nie gevorm word deur ons gevoelens of ons omstandighede nie, maar deur die waarheid wat u oor ons lewens verklaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.